Goeiedag almal, dit is Theo en kom ons lees daarvan uit Lukas 1 vanaf vers 26. God het die engel Gabriël na die dorp Nasaret in Galilea gestuur met 'n boodskap vir 'n jong vrou, Maria, wat verloof was aan Josef, 'n man uit die nageslag van koning Dawid. Maar toe die engel Gabriël by haar aankom, het hy haar gegroet en gesê: "Wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue." Maria was ontsteld oor die engelse woorde en sy het gewonder wat hierdie groet tog kan beteken. Vers 30 lees ons en die engel sê vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy gaan swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem." Toe sê Maria vir die engel: "Ek is 'n maagd, hoe kan dit dan wees?" En die engel antwoord: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van God sal jou oorskadu. Daarom sal die heilige kind wat gebore word, die Seun van God genoem word." Toe sê Maria: "Ek is in die Here se hand. Laat sy wil in my lewe geskied en laat alles wat met my gebeur presies soos u gesê het gebeur." En Gabriël het haar verlaat. Maar hier kom 'n vraag na vore. Waarom het die Here spesifiek Maria gekies? Ek meen, sy keuses is tog nooit toevallig en sommer net lukraak nie? Nee, Maria was 'n jong meisie wat sorgvuldig voorberei is om ja vir die Here God te sê. Sy is grootgemaak deur ouers wat haar aan die Here toegewy het. Hulle hele huishouding was rondom die woord gebou en het haar geleer om gehoorsaam te wees aan God. Daarom, toe die engel kom, het sy nie geargumenteer nie, sy het ingestem: "Mag dit met my gebeur soos jy gesê het." Maar Maria was nie die enigste persoon wat by hierdie voorby betrokke was nie. Dit was die resultaat van 'n God-gesentreerde huishouding waarin sy groot geword het. Die evangelies wys vir ons dat Jesus ook 'n familie om hom gehad het. Grootouers, 'n oupa en 'n ouma, ouers, broers en susters. En hierdie mense was ongetwyfeld noodsaaklik vir sy voorbereiding vir die Here God se opdrag in sy lewe. Net soos Maria se familie vir haar was. Daarom glo ek dat ons moet hierdie Kersseisoen, moet ons daarop fokus om ons huishoudings in te rig ooreenkomstig die wil en die woord van die Here. Maak die woord van die Here dominant in jou huis. Leef in sy teenwoordigheid elke oomblik. Spreek positiewe, doelgerigte woorde uit oor jou kinders en kleinkinders. Sê gereeld vir hulle: "Jy is gebore om binne die wil van die Here te leef." Besluit hierdie Kersseisoen om 'n standvastige geloofslewe te leef. Want weet jy wat? Ongelowige, halfhartige ouers plant saad van ongeloof en onstandvastigheid in hulle kinders se lewe. Die Here soek vandag nog steeds na voorbereide, gewillige, standvastige mense en families wat hy kan vertrou met iets spesifieks. En as jy jou deel in voorbereiding doen, sal die Here sy almag in jou lewe openbaar. Wanneer die Here se woord na jou en jou kinders kom, mag jou antwoord wees soos Maria se: "Here, hier is u dienaar, laat dit wees volgens u woord." Ag, ek wil vandag vir jou vra, het jy dalk gebed nodig? Veral gedurende hierdie Kersseisoen, het jy iemand nodig om vir jou te bid? Dalk rou jy nog oor iemand wat jy mis in jou lewe. Dalk ervaar jy spanning in jou gesin, of dalk ervaar jy druk en spanning op jou gesondheid en ook jou finansies. Ek wil jou verseker, jy hoef nie alleen te wees nie. Stuur vir my 'n WhatsApp boodskap met jou gebedsversoek of selfs 'n e-pos. Die nommers is nou beskikbaar. Ek wil saam met jou in geloof bid vir die Here se krag, vir sy vrede, vir sy vertroosting en sy teenwoordigheid om jou hart en jou huis te vul. En onthou altyd, die Here, hy alleen is jou verlosser. Dankie daarvoor, Here. Amen.